Ons gaan voort met ons reeks uit die Evangelie van Lukas. Vanoggend gaan ons kyk na Lukas 8 van vers 4 tot 15. Maar kom ons bid net eers saam. Here, ons het sopas gesin dat U die wonderbare koning is. En ons aanbid U, Here, as ons koning. Die koning van die konings en die Here van die heersers. Here, ons is hier in afhanklikheid van U. Want U alleen kan vir ons U woord oopmaak en duidelik maak dat ons U stem kan hoor. En Here, mag dit so wees soos wat ons ook gesing het vroeër, dat U spreek en dat ons die kinders sal luister. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Lukas 8 van vers 4. Uit die verskillende dorpe het aanhoudend mense na Jesus toe gestroom. En toe 'n groot menigte saamgekom het, het hy vir hulle 'n gelykenis vertel. 'n Saaiër het uitgegaan om saad te saai. Wie die saai het 'n deel op die pad geval en dit is vertrap en die voëls het dit opgepik. 'n Ander deel het op 'n klimbank geval en nadat dit opgekom het, het dit verdroog omdat dit geen vochtigheid gehad het nie. Nog 'n ander deel het tussen die onkruid geval en die onkruid het daarmee saamgegroei en dit laat verstik. Daar was ook 'n deel wat in goeie grond geval het en dit het opgekom en 'n 100voudige oes gelewer. Toe hy dit gesê het, roep hy uit: "Wie ore het en kan hoor, moet luister." Sy disippels het hom gevra wat die betekenis van hierdie gelykenis is. Hy het geantwoord: "Aan julle is dit gegee om die geheime van die koninkryk van God te ken. Maar vir die ander lei dit by gelykenisse, sodat hulle kyk sonder om te sien en hoor sonder om te verstaan." Die betekenis van die gelykenis is dit: die saad is die woord van God. Die wat op die pad val, dui op mense wat die woord hoor, maar dan kom die duiwel en neem dit uit hulle harte weg, sodat hulle nie tot geloof kom en gered word nie. Die wat op die klipbank val, dui op hulle wat die woord met blydskap aanneem wanneer hulle dit hoor. Maar dit skiet nie wortel nie. Hulle geloof maar net 'n tydjie. Die oomblik dat dit op die proef gestel word, gee hulle moed op. Die saad wat tussen die onkruid val, dui op die wat die woord hoor, waardeur die sorge en die rykdom en die genietinge van die lewe word dit gaandeweg verstik en dit skiet nie saad nie. Die deel wat in goeie grond val, dui op die wat die woord met 'n goeie en opregte hart hoor en dit bewaar en deur volharding vrug dra. Liewe gemeente, ek vermoed dat die meeste van julle waarskynlik, soos ek ook maar, groot geword het met die idee dat Jesus se gelykenisse gebruik is deur hom om moeilike beginsels in 'n eenvoudige storievorm vir ons te verduidelik. Ek het al meer as een keer gehoor hoe dat predikante verwyd word daaroor. Ek dink nie dit het al hier gebeur nie, maar ek het dit op 'n ander plek al daaroor gehoor. Hoe dat predikante verwyd word omdat hulle nie soos Jesus preek nie. En dan is die argument gewoonlik: Jesus het eenvoudige preke gelewer deur gebruik te maak van gelykenisse, sodat almal, selfs die kinders, kon verstaan. So hoor mens dikwels mense praat. Maar geliefdes, eintlik is dit nie die waarheid nie. Of ten minste, nie die volle waarheid nie. Ek bedoel, as dit regtig so eenvoudig was, waarom sukkel ons dan so byvoorbeeld om die beginsels in die gelykenis van die barmhartige Samaritaan aan te leer en om dit toe te pas in ons eie lewens? Waarom
Lazarus te verstaan. Waarom, as gelykenisse regtig so eenvoudig was, verstaan ons steeds nie wat Jesus bedoel het in Matteus 25 oor die skeiding tussen die skape en die bokke nie. As hy daar in vers 40 sê, vir sover julle dit aan een van die geringstes van hierdie broers van my gedoen het julle dit aan my gedoen. En as hy dit in vers 44 beaam met die woorde, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van hierdie geringstes nie gedoen het julle dit aan my ook nie gedoen nie. As die gelykenisse werklik net illustrasies was om moeilike begrippe weer verstaanbaar te maak, dan sou elkeen wat die Bybel opgeneem het om te lees, ten minste dan die Nuwe Testament, mos verstaan het presies waaroor dit gaan in die evangelies. Dan sal ons mos Jesus se opdragte baie maklik verstaan het en dit kon toepas in ons lewens. Die eerste leidraad wat ons hier kry, dit is ook die eerste gelykenis wat in Lukas opgeteken is vir ons. Maar die eerste leidraad wat ons kry, dat gelykenisse dalk nie heeltemal so maklik is om te verstaan, soos wat ons geneig was om te dink nie. Vind ons hier in Lukas 8 vers 9 tot 10, waar die verwarde disippels by Jesus aankom, en dan vra hulle van wat is die doel met hierdie gelykenis wat hy vertel het? En dan antwoord Jesus vir hulle, en dan moet ek eerlik wees, die antwoord wat Jesus vir hulle gee, dink ek nie help regtig vir hulle om te verstaan waaroor dit gaan nie. Ons lees daar dat sy disippels het hom gevra wat die betekenis van hierdie gelykenis is. Hy het geantwoord, aan julle is dit gegee om die geheime van die koninkryk van God te ken, maar van die ander bly dit by gelykenisse, sodat hulle kyk sonder om te sien en hoor sonder om te verstaan. Die boodskap vertaal hierdie woorde van Jesus as volg: daardie mense wat nie wil luister na wat ek oor God se nuwe wêreld vertel nie, sal dit nooit verstaan nie. Vir hulle is my verhale maar net 'n klomp leesstories. Hulle kyk maar sien nie en hulle hoor maar begryp niks nie. En dan kom Jesus en hy verduidelik dan vir hulle hierdie gelykenis van die saaier. Juis omdat die disippels ook nie in staat is om die gelykenis reg te verstaan nie. Nou verduidelik Jesus dit vir hulle. Maar broeders en susters, dit klink eintlik so op die oor af as ons begin luister na wat Jesus vir die disippels sê, dan klink dit asof Jesus amper met opset dit 'n bietjie moeiliker maak vir hulle. Asof hy nie regtig wil hê dat hulle moet verstaan wat dit is wat hy vir hulle wil sê. Sy doel was nie in die eerste plek om moeilike sake op 'n eenvoudige manier te verduidelik nie. Jesus se doel met die gelykenisse is juis om sy hoorders te dwing om dieper te delf, om dieper te kyk na wat dit is wat Jesus regtig vir hulle wil sê. Dis 'n verskriklike belangrike ding wat ons hier moet raak sien. So ons sê die gelykenisse is nie die eerste plek kinderstories wat dit net 'n moeilike begrip net vir ons maklik wil maak nie. Dit help natuurlik baie keer. Maar eintlik is die gelykenis daar vir ons om dieper te gaan soek. Nou wat is dit wat Jesus regtig vir ons wil sê? Hoe moet ons die gelykenis van die saaier wat ons vandag saam gelees het, dan verstaan? Ons gee net eers so 'n tree of twee terug. In Lukas 4 vers 43 het Jesus baie duidelik die doel van sy koms na die wêreld aangekondig. Ek moet ook aan die ander dorpe die evangelie van die koninkryk van God verkondig, want daarvoor is ek gestuur. Woorde om die evangelie van die koninkryk van God te verkondig. Daarvoor is hy gestuur. En in Markus 4 vers 30, daar vra Jesus die vraag: hoe sal ons die koninkryk van God voorstel? Of met watter gelykenis sal ons dit uitbeeld? En dan as Jesus hier in Lukas 8 die disippels se vraag oor die betekenis van hierdie spesifieke gelykenis beantwoord,
antwoord hy dit ook in terme van die koninkryk van God, soos ons daar in vers 11 gesien het. Aan julle is dit gegee om die geheime van die koninkryk van God te ken, maar vir die ander bly dit bloot by gelykenisse, sodat hulle kyk sonder om te sien en hoor sonder om te verstaan. Ek sal toegee dat as ons hierdie gelykenis lees en dan veral op die verklaring daarvan, dat dit vir ons by die eerste lees daarvan inderdaad lyk daar 'n redelike eenvoudige verhaal wat gaan oor 4 tipes mense wat elkeen op verskillende maniere reageer op die boodskap wat die Here Jesus verkondig. Die eerste klompie saad val op 'n pad, dan lees ons daar in vers 12 dat die wat op die pad val dui op mense wat die woord hoor, maar dan kom die duiwel en neem dit uit hulle harte weg, sodat hulle nie tot geloof kom en gered word nie. Maar, sou mens kon redeneer, 'n pad is mos nie gemaak om op te saai nie. Elkeen van ons weet tog dat mense nie kan verwag dat jy saad gaan saai op 'n pad en dat daai saad gaan wortel skiet en gaan groei en dat jy uiteindelik 'n oes daarvan kan kry. 'n Pad het heeltemal 'n ander doel. 'n Pad is gemaak om op te loop of op te ry. En hoe kan enige een dan dink dat as ons saad saai op 'n pad, dat dit vrug kan dra? Die tweede klompie saad val op 'n sandbedekte klipbank. En dit sê vers 13 vir ons, dui op hulle wat die woord met blydskap aanneem wanneer hulle dit hoor, maar dit skiet nie wortel nie. Hulle geloof hou net 'n tydjie, die oomblik dat dit op die proef gestel word, gee hulle moed op. So hierdie tweede groep mense, of so klink dit vir ons in elk geval, is iets wat beter af as die eerste groep. Ten minste die saad begin wortel skiet, en dan lyk dit of dit gaan groei, maar dan gaan dit ook dood. En mense sal miskien hier kom dink aan mense wat sê maar by 'n groot evangelisasiediens radikaal tot bekering kom, en of iemand wat miskien deur 'n baie moeilike tyd gaan, deur een van 'n krisis gaan, en werklik op die Here vertrou in daai krisis, en dan gaan die krisis verby, en dan iewers, dan verloor die persoon belangstelling. Vir 'n tyd lank is dit al wat die persoon oor kan praat, is hierdie nuwe ding wat in sy lewe of haar lewe gebeur het, en dan hou dit op. Op 'n dag is die liedjie verby. Die persoon wat vroeër so aan die brand was vir die Here, het hulle self uiteindelik uitgebrand. En dan val hulle maar weer terug in hulle ou lewe. Daar's ook 'n derde groep saad wat te vergeefs poog om vrug te dra. Dit is die saad wat tussen die onkruid geval het. Vers 14 sê dit dui op die wat die woord hoor, maar deur die sorge en die rykdom en die genietinge van die lewe word dit gaandeweg verstik en dit skiet nie saad nie. Hierdie persoon het goeie voornemens gehad, maar kon nie volhou daarmee om die Here te dien nie. En dan kom ons by die vierde groep, die saad wat op goeie en vrugbare grond val, soos dit in die natuur ook gebeur, en uiteindelik dra dit die meeste vrug. En dis sekerlik waarna elkeen van ons streef in ons eie lewens. Maar broer en suster, hierdie, ek wil sê iets wat oppervlakkige verklaring laat mens met 'n probleem. En die probleem is dit. Elkeen van ons, soos ons hier sit, sê op hierdie oomblik vir onsself, wat se tipe grond is ek? Is ek 'n pad? Is ek 'n klipbank? Is ek dalk 'n land vol onkruid? Of is ek vrugbare grond? En as ek 'n pad of 'n klipbank is, of 'n land vol onkruid, is daar enigiets wat ek kan doen om die tekstuur van hierdie grond te verander, sodat dit dan kan verander na vrugbare grond toe? Kan ek daai pad gaan omploeg op 'n manier sodat dit vrugbare grond kan
gaan word? Of is ek nie maar eenvoudig uitgelewer aan die willekeur van God, of selfs aan die noodlot nie? Met ander woorde, as ek 'n pad is ek 'n pad, en dis dan maar dit. As ek 'n klipbank is ek dan maar eenvoudige klipbank, en dis dit. Ek kan daarin niks verander nie. Dit is die vraag waarmee ons worstel as ons hierdie gelykenis so met die eerste oogopslag lees en verklaar. Maar as ons op 'n tweede keer sou lees, miskien dalk met 'n bietjie meer erns, bietjie meer met 'n vraag in ons kop gaan kyk na hierdie gedeelte, dan is die interessante dat ons sien dat daar nêrens vir ons gesê word hoe jy 'n pad of 'n klipbank kan verander na 'n vrugbare stuk landbougrond nie. Verstaan julle hoekom ek sê dat as ons hierdie amper oppervlakkige kyk na die gelykenis, oppervlakkige verklaring daarvan gaan begin toepas in ons lewens, dan bos dit ons met 'n geweldige groot probleem. Want geliefdes, wat maak jy as jy vandag vir jouself sê, ek is eintlik maar net 'n pad, of ek is maar net 'n klipbank? Wat so hoop is daar vir jou? Onthou nou wat ek bietjie vroeër gesê het. Ek het gesê dat Jesus deur sy gelykenisse ons juis wil dwing om 'n bietjie dieper te gaan delf. En as jy daar gaan sit en jy vat hierdie gedeelte in Lukas 8 en jy gaan lees hierdie gelykenis weer 'n keer deur, en jy lees hom 'n tweede keer en 'n derde keer deur, dan begin daar iets deurbreek van wat die Here eintlik vir ons wil sê deur hierdie gelykenis. Want dan besef jy, dit gaan eintlik nie oor 4 groepe mense wat elkeen op 'n unieke manier reageer op die woord van God nie. Kom ek verduidelik. Het julle dalk ook opgeval dat die eerste 3 groepe mense, of die eerste 3 reaksies, presies dieselfde eindresultaat tot gevolg het? Of jy nou 'n pad is, en of jy 'n klipbank is, en of jy 'n stuk grond vol onkruid is, almal van hulle sak iewers langs die pad uit. Sommige vroeër, sommige dalk so 'n bietjie later, maar uiteindelik almal van hulle sak uit. Die uiteinde van hulle is dieselfde. Dit is net die laaste groep wat met volharding vrug dra. So, die vraag is nie eintlik so seer, is ek 'n pad of 'n klipbank of 'n land vol onkruid nie, of is ek vrugbare grond nie? Die vraag is verkeerd. Ons moet 'n ander vraag vra. Ons vraag wat ons moet vra is, wat het die verskil gemaak tussen die eerste 3 groepe en die laaste een? Waarom het die eerste 3 groepe nie vrug gedra nie? En waarom het die laaste een vrug gedra? 100voudige opbrengs, sê Lukas vir ons. Geliefdes, die antwoord op hierdie geheim, soos wat Jesus dit ook noem, hy praat ook van die geheimenis van die gelykenis. Die antwoord die opgesluit in een enkele woord. En dis 'n woord wat 9 keer in hierdie gelykenis genoem word. In sommige van die verse word dit selfs 2 keer genoem. En dit is die woordjie om te hoor. In die Grieks kom daai woord 9 keer voor in hierdie verhaal. In die Afrikaans vertaal ons dit verskillend, party vertaal ons
hoor, partykeer vertaal ons dit met om te luister. Vers 8 sê Jesus byvoorbeeld, wie ore het en kan hoor, moet luister. Die Grieks is dit dieselfde woord wat herhaal word, wie ore het om te kan hoor, moet hoor. Ek sou dit ook so kon vertaal het. En as ons daai gelykenis gaan deurlees, jy kan dit gerus maar by die huis gaan doen, gaan lees weer daai paar verse deur, dan sien ons dat daai woorde kom voor in vers 8, vers 10, vers 12, 13, 14 en 15. Oor en oor daai selfde woord. Ons moet hoor. Ons moet luister. En geliefdes, die oomblik as ons dit begin snap, as ons begin snap dat dit eintlik die boodskap is wat Jesus vir ons wil deurgee deur hierdie gelykenis, dan maak dit vir ons sin. Vers 12 lees ons, die wat op die pad val, dui op mense wat die woord hoor, maar, en dan gaan die verhaal aan, vers 13, die wat op die klipbank val, dui op hulle wat die woord met blydskap aanneem, wanneer hulle dit hoor, maar, vers 14, die saad wat tussen die onkruid val, dui op die wat die woord hoor, maar, vers 15, die deel wat in goeie grond val, dui op die wat die woord met 'n goeie en opregte hart hoor en dit bewaar en deur volharding vrug dra. Broer en suster, weet jy wat 'n wonderlike vertroosting is dit vir my, vir elkeen van ons, om hierdie waarheid te besef wat vir ons hier opgeteken is. Ons is nie uitgelewer aan die noodlot of aan een of ander lukrake keuse wat die Here gemaak het om te sê jy's 'n klipbank en jy's 'n pad en jy's dalk 'n vrugbare stuk grond dat die Here sommer so lukraak besluit wie is wat nie. Ons is nie uitgelewer daaraan nie. Die speelveld vir almal van ons is gelyk. Dit gaan hier oor een ding en een ding alleen. En dit is, hoe reageer ek op die woord van die Here nadat ek dit gehoor het? Dis al verskil tussen hierdie 4 groepe mense van wie ons hier lees. As ek klaar gehoor het, wat maak ek dan met daardie woorde wat ek gehoor het? In die eerste 3 gevalle, hulle het gehoor, maar dan gebeur daar iets en dit hou op. In die laaste geval lees ons dat hulle hoor, dat hulle dit in hulle harte bewaar en dat hulle dan begin vrug dra. Al verskil. Almal hoor. Maar wat maak ek dan mee? Kort voor Kersfees vir hierdie jaar het ek gepreek uit Matteus hoofstuk 3 en daar in Matteus 3 vers 2 het ons gelees, bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby gekom. En toe het ons gesê dat om te praat van die koninkryk van God is eintlik om iets van God se heerskappy te probeer uitbeeld. Dit gaan nie oor 'n plek nie, dit gaan nie byvoorbeeld oor die hemel nie, 'n fisiese plek nie. Die koninkryk van God gaan oor die plek waar God in beheer is, waar die heerskappy van God uitgeleef word. Ook as Jesus met sy bediening begin, dan kondig hy in Lukas 4 vers 43 aan, ek moet die evangelie van die koninkryk van God verkondig, want daarvoor is ek gestuur. Jesus kom en hy verkondig die heerskappy van God aan die mense. Dis waarvoor hy gestuur is, sê hy. En as die disippels vir Jesus uitvra oor die betekenis van die gelykenisse, dan sê Jesus vir hulle, soos ons vroeër in vers 10 gesien het, dat die gelykenisse die doel het om die geheime van die koninkryk van God, met woorde God se heerskappy bekend te maak aan die mense.
verkondiging, ook as hy deur gelykenisse praat, gaan daaroor om die koninkryk van God te verkondig, om God se heerskappy aan die mense bekend te maak. En ons reaksie daarop, as ons dit hoor, is of ons verwerp dit, of ons aanvaar dit. En as ons dit aanvaar, dan begin ons lewens die vrug van ons keuse uit te beeld. Wie egter nie luister, om watter rede ook al, en daar's verskeie redes het ons gesien in die gelykenis, waarom mense hoor en nie luister nie. Hulle gaan nie vrug dra nie. Hulle gaan nie doen wat die Here wil hê nie. Wat beteken dit om vrug te kan dra? Dit beteken dat ons 'n bietjie moeite doen met ons verhouding met die Here. Dit beteken dat ons dag vir dag onsself onderwerp aan die heerskappy van God. Dit beteken dat ek daagliks soos Johannes die Doper bid, U moet meer word en ek minder. Dit beteken dat ek die woord van die Here nie net alleen hoor nie, maar dat ek begin doen wat daar vir ons opgeteken is. Dat ek daai woorde in my hart bewaar en dat dit my help om te begin leef met vrug. Dit beteken dat ek die woord van die Here nie net oppervlakkig lees nie, maar dat ek diep delf in hierdie woorde in, sodat ek die waarhede wat daar van ons opgeteken is, kan ontsluit en dit deel van my lewe kan maak. Vroeger die week lees ek in 1 Johannes 4, ek lees dit daai stadium in die boodskap. In die woorde in vers 15 tot 17 het my opnuut aangegryp. Iemand wat bely, Jesus is die Seun van God, leef intiem saam met God en God saam met hom. God het ons lief. Ons weet en glo dit. God is liefde. As daar dus liefde uit jou lewe straal, vertel dit hoe naby jy aan God leef. So bereik die liefdevolle God sy doel met ons. Ek het klompie jare terug 'n keuse gemaak. En ek het gesê, dit wat Paulus vir ons opgeteken het in Kolossense 1 vers 9 tot 10, ek wil dit deel maak van my eie lewe. Dis iets wat ek in my eie lewe wil najag. Ons vra God dat hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe, deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Wysheid, insig, kennis van God se wil, 'n lewe waarin die Here vereer word. Geliefdes, dit is wat die Here van ons vra. En die gevolg daarvan, Paulus sê dat ons lewens dan vrugte sal dra en dat ons God al hoe beter sal leer ken en al hoe meer intiem saam met hom sal leef. En dit, broeder en suster, dit is die doel van die gelykenis van die saaier. Dis die boodskap wat die Here deur hierdie gelykenis vir ons wil vertel. Wie ore het en kan hoor, moet luister. Amen. Here, ons bely vanoggend aan U dat ons baie keer hoor dat die boodskap wat Jesus Christus aan ons bring, al so algemeen geraak het, dat ons al so gewoond is aan daardie woorde, dat ons dit hoor,
dat die ou boodskap van u liefde, u genade en u redding, dat dit nie maar net by ons sal verbygaan nie. Dat dit nie maar net weer 'n kwessie sal wees dat ons hoor sonder om te luister nie. Here, maak vir ons nuuskierig oor u woord. Help vir ons om te delf in die rykdom van wat u vir ons opgeteken het. Sodat ons telkens u stem vir ons eie lewens kan hoor. Ons bid dit